Heavenly Father, Father, I pray in the mighty name of Jesus, Father God. Father, I thank you, Holy Spirit, for being in our lives, Father God. Holy Spirit, I thank you, Father God, for being with us here this evening, Father God. Father, I thank you, Father God, for every word. Father God, I thank you for your word, Father God. Father, I thank you, Father God, that we will share your word this evening, Father God. Father, that your word will encourage us, Father God. Father, that your word will open up our hearts, Father God. Father, I pray in that can be used, Father God, into your will, Father God. Father, ek dank U, Here, dat ek bereidwillig is, Here, om te kan doen dit wat U wil hê ek moet doen vanaand, Here. Here, ek dank U, Here Jesus Christus, vir die goedheid en die guns van God oor ons lewens, Vader. Vader, ek dank U, Here Jesus, vir U woord, Vader, en ek dank U, Vader, vir U nabyheid, Here. Ek dank U, Here Jesus, waar U sê in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, Here, en alle dinge, Here, sal bygevoeg, woord sal hoor, Vader, dat hulle harte sal kom oopmaak. Heilige Gees, dat jy sal kom en in ons harte in sal kom werk, Vader. Here, ek dank U daarvoor in die wonderlike naam van ons Here, die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Good evening, everybody. Welkom vir vanaand, vir elke persoon. Vanaand wil ek oor iets spesifiek praat van die Here. Dis 'n spesifieke gedeelte in die woord van God waar die Here vir ons sê dat hy weet wat hy vir ons beplan het. Hy het vir ons geen teenspoed beplan nie, maar net goedheid oor ons pad sal kom. En vanaand wil ek praat oor iets wat baie naby aan my hart kom. Jy sien, daar is 'n gunsteling ding wat die Here oor praat in ons harte, en daar's 'n gunsteling ding wat baie van ons as kinders van God moet verstaan, dat daar is 'n boom in die woord van God, en dis 'n palmboom, en daardie palmboom is die enigste boom wat storms kan deurmaak. Dis die enigste boom wat storms kan weerstaan. En wanneer ek kyk na daardie boom en ek kyk na ons as kinders van God se lewens, dan kom dit baie by my op dat die Here vir ons sê dat ons as kinders van God, dis hoekom die woord sê, daar waar ons geplant is, daar moet ons skyn. En daar waar ons geplant is waar ons as kind van God die lig van Jesus moet uitstraal aan die mense. Ons moet die lig van Jesus kan uitstraal in ons gebiede waarin ons bly, in ons werkplekke waarin ons wandel. Dit is waar ons as kind van God moet uitbeeld, en dit is waar ons 'n realiteit en 'n impak kan maak in die wêreld, is waar jy werk as kind van God, is waar jy beweeg as kind van God. Jou leefstyl moet Jesus wees, want wanneer ek kyk na hierdie palmboom wat die Here van praat in sy woord, en ek kyk daarna en ek besef dat daar kan storms kom, daar kan 'n tsunami kom, en daardie palmboom sal altyd bly staan. En wat ek gekyk het uit hierdie verhaal uit waar ek gelees het, is dat ons as kinders van God bepaal partykeer storms wat oor ons lewens kom. En vandag toe snap ek het toe ek 'n gedeelte lees waar die Here vir die vyand gesê het, jy kan enige iets met Job doen, maar jy kan nie sy siel of sy lewe te nakom nie. En baie van ons as kinders van God is geplant in 'n plek waar ons storms deur moet gaan, waar ons verneder moet word, waar mense oor ons lewe loop, waar mense ons harte aanraak, en mense ons vertrap, en mense dieselfde doen wat hulle aan Jesus gedoen het op die kruis van Golgotha. Want wanneer jy daarna kyk, kan jy sien, Jesus het gevra vir water, en die soldate wat rondom het was, het asyn gevat, en hulle daardie asyn in sy mond gedruk, en hulle het 'n bespotting gemaak van Jesus Christus, wat op die kruis staan van Golgotha. En baie van ons as kinders van God, ons word verneder, ons word gespot, ons word uitgelag, ons word bevraagteken, maar baie van ons moet net begin lewe
volgens die woord van God. Ons moet net begin wandel volgens die woord van God. En jy moet weet dat die woord van Jesus Christus is jou riglyn. Dis hoekom ek altyd vir baie jong mense en mense daar buite sal sê, jy het 'n plan B, maar God se plan A sal nooit jou plan B word nie. Want ons as mens wil ons se plan vat en ons wil God se plan oorneem en ons wil sê, Here, wandel volgens hierdie plan en ons gebed wat ons maak, moet daardie plan insit en ons wil mense bepaal wat ons wil hê van Jesus af. Maar Jesus sê in Jeremia, dit wat hy vir ons beplan het, is nie teenspoed nie, maar dit is voorspoed vir dit is voorspoed vir ons lewe. And when God is in your life, nobody can take away the plan of God. Jy can take away the plan of God. Jy kan alles doen in jou leefstyl om jou plan wat Jesus vir jou gegee het, wil jy verander. Jy wil die blueprint, wil jy verander, want jy wil mense manipuleer. Jy wil Jesus manipuleer wanneer jy hom vra vir sekere dinge in jou lewe. Dit gaan nie so werk nie, kind van God. Want as jy dit gaan nie so werk nie, kind van God. Want as jy gaan kyk, Job het nie eens geweet hoekom alles weggevat is nie, hoekom hy alles verloor het nie. Hy het dit nie geweet nie, maar dit was God se plan. Dit was God se plan vir Job om alles te verloor, want God wou Job se hart toets en baie keer kom die Here en die Here verwyder sekere dinge uit ons lewens uit, sodat hy ons harte kan toets en kan kyk, gaan ons nog steeds in sy wil wandel? Gaan ons nog steeds wandel in die wil van God? Gaan ons nog steeds beweeg in die wil van Jesus Christus? Gaan ons nog steeds doen dit wat die Vader van ons verwag? Gaan ons nog steeds sy woord uitbeeld in 'n gebroke wêreld en mense aanraak met sy woord? Want ten spyte van Jesus, wat hy op die kruis was, het die God, maak jouself los van hierdie kruis af. Maak jou los. Maar die Here het geweet, van die aand voor dit, het Jesus na die Vader toe gegaan, en hy het gesê, Father, if it is your will, let this cup pass. Baie keer vir ons as kinders van God, is dit 'n swaar las om te dra, om 'n kind van God te wees. Baie keer vir ons as kind van God, word ons verneder in die wêreld daar buite. Dis hoekom ek altyd sê, en ek het gisteraan daaroor gepraat, en ek gaan vanaand dit weer duidelik maak en sê, Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alle dinge sal bygevoeg word. Maar daardie vers is 'n realiteit in ons lewe. Die rede hoekom ek daardie vers aanhaal vanaand en hoekom ek hieroor wil praat is, jy sien, die Bybel sê, nader tot my en ek nader tot jou. En dit is tyd vir ons as kinders van God om nader te kom aan die Here. En dit is tyd om daardie verhouding wat Jesus het, hierdie ding wat ons geleer was, vrees jou Vader. Dit is tyd om nader te kom aan Jesus en by sy voete te kom en te kom sien dit wat God in jou lewe wil doen. Kind van God, daar is 'n groter prentjie agter die prentjie. Daar is 'n groter droom agter die droom wanneer jy toelaat dat Jesus word. Wanneer jy toelaat dat die Vader word in jou lewe, stoot jy alle negativiteit een kant toe en jy fokus op God se plan. Baie van ons fokus op ons eie planne, maar ons wil God in daardie boksie pas, dat hy in daardie boksie in moet pas, want ons wil hê hy moet werk soos ons hom wil gebruik. Hy moet werk soos ons hom wil gebruik. Ons wil vir God dictate. We want to make God
A quick fix in our lives. Baie kinders van God, hoor my mooi vanaand, baie kinders van God, gee hulle harte vir die Here, en hulle sê, Here, hier is ek, because they think that God is a quick fix. Dit is 'n verhouding wat jy moet bou met die Vader. 'n palmboom bou 'n verhouding met sy Vader, want in die woord staan daar geskrywe, kind van God, hoor my mooi, in die woord staan daar geskrywe, dat Jesus kan op enige tyd kom daar waar hy jou geplant het, en hy kan jou skuif. Jesus kan jou skuif. Jesus kan jou skuif. Jesus kan jou uit daardie potplant uitvat, en hy kan jou gaan plant op die plek waar hy jou wil gebruik. Maar wanneer dit moet gebeur, is wanneer God weet jou tyd en die impak wat hy wil gehad het, and the purpose that he has given you for a certain season, you have completed that purpose, then God will come and he will remove you. God will come and he will remove you out of that place, and he will plant you into a next season, so that you can have purpose again for that season in that time, sodat jy mense kan aanraak. Baie vroue van God en baie manne van God moet vanaand verstaan, papa, vrou van God, luister. Jy moet vanaand verstaan as 'n vader, dit is tyd vir die man van God, dit is tyd vir die priester van die huis, om weer sy ruggraat te kry, en sy kinders te lei na die Vader toe, en sy kinders te teach about the kingdom of God, en sy kinders about the kingdom of God, en sy kinders te teach van die woord van God, van dit is waarvoor ons op aarde is, as 'n vaderfiguur. Ons is die priester van die huis, ons is die priester, en die vrou is the interceder for the guy. As jy wil weet wat maak 'n man vandag, is wanneer 'n vrou wat in gebed staan, agter haar man staan, dit maak hom die man wat hy is. Dit maak jou die vader wat jy is. Wanneer jy weet 'n vrou staan en niks kan haar onderkry nie, is wanneer sy weet sy het 'n steenpilaar wat die Vader vir haar gegee het, en dit is die man wat agter haar staan, wat saam met haar veg op hulle knieë, en hulle soek die aangesig van God, want daar is een ding op hierdie aarde wat die vyand nie van hou nie. En die vyand hou nie van 'n gehegte familie nie. Die vyand hou nie van 'n palmboom wat staande bly na elke storm wat hy vir jou gegooi het, na elke deur wat hy probeer toemaak van God. Jy is die steenpilaar vir jou huisgesin. Jy is die rolmodel vir jou seun. Jy is die rolmodel vir jou dogter, is wanneer jy Jesus toepas. Ek praat nie van preek of deel die woord van God met die hele wêreld. Ek praat van wees die vader, wees die palmboom wie die Here jou wil gehad het jy moet wees. Wees die steenpilaar wie die Here wil gehad het jy moet wees. Ek sê dit baie, my God word nie in 'n boksie toegepas. My God word nie in 'n boksie toegepas nie. My God kan nie gekoop word nie. My God kan nie betaal, sy lewe kan nie gekoop word nie. Jy kan nie my God bribe nie. You can't bribe my God. Because hulle dit probeer in die woord het hulle probeer om vir Jesus om te koop, maar hulle kon nie. Hulle probeer sy gawes koop, maar hulle kon nie, want dit is nie waarvoor Jesus gestaan het nie. Hy het gestaan vir die woord waarvoor sy Vader hom gestuur het, en dit was om die evangelie van Jesus Christus terug te bring in die huis van God. En dit het tyd geword vir ons as vaders om die evangelie van Jesus Christus terug te vat in ons huise. Dit het tyd geword, kind van God, luister baie mooi vanaand,
En ek gaan dit mooi sê, dit het tyd geword vir ons om die woord van God 'n realiteit te maak. Wanneer ek sê, dit is tyd om die woord van God 'n realiteit te maak, broeders en susters, luister, die woord sê, dra mekaar se laste. Die woord sê, dat as jou vriend vanaand aan jou deur kom klop, in die middel van die nag, sal jy hom 'n brood gee, of sal jy hom 'n klip gee? En baie van ons as kinders van God, ons wil die woord verdraai vir ons eie ek. Ons wil die woord verdraai vir ons eie beloning, vir ons eie tekome. Ons wil die woord gebruik om die hand van die Here te draai en te manipuleer om vir ons goed te doen. Luister, kind van God, jou plan B sal nooit Jesus se plan A word nie. Jesus se plan A word nie. Kind van God, Vader, luister baie mooi. Jou plan B sal nooit die Vader se plan A word nie. Jou plan beteken niks. God sê in sy woord, nog voor jy gebore was, nog voor jy ooit in jou moeder skoot gevorm was, het hy jou naam geken. Het hy geweet wat jy môre gaan doen. Het hy geweet wat jy vanaand gaan doen. Het hy geweet wat se kleur hare jy op jou kop gaan het. Het hy geweet wanneer jy gaan opstaan, wanneer jy gaan sterwe. Jesus weet dit nog voor jy ooit kan bepaal wanneer dit gaan gebeur, kind van God. Dit is tyd vir ons om ophou, luister, om ophou dagstukkies, luister, te soek, en die Here nabyheid te soek, en die Here nabyheid te soek in jou lewe, en dit is tyd vir die vaders, om daardie ruggraat wat jy verloor het, weer terug te bring in jou huis. Die besaamlike byeenkoms is noodsaaklik in die woord van God. Dit is tyd vir ons as kinders van God om terug te keer na die huis van die Here toe. Dit is tyd vir ons om te repent. It is time to repent. It is time to repent. To repent. It is time to repent. Dit is tyd vir ons om te repent. Dit is tyd om te beginne repent. Repent. Draai jou rug op die verlede en soek die aangesig van God. Draai jou rug op die seer en soek die aangesig van God. Draai jou rug op die mense wat daardie vuurpyl in jou rug ingesteek het en ruk hom uit. En gaan op jou knieë en laat Jesus toe in jou lewe. Jong manne, ek wil dit vandag vir jou sê. Hou op 'n vrou gaan soek in die huis van God, maar gaan soek Jesus in die huis van God. Jong manne, hou op dink dat hierdie ding wat ons as baie jong, want Jesus is ons steunpilaar. Jesus is ons steunpilaar. Jesus is ons ware bron. Jesus moet jou nommer 1 word in die koninkryk van God. Dis waaroor dit gaan. Die palmboom, het jy geweet, 'n palmboom is die enigste booms kan oorleef. Die palmboom is die enigste boom wat sterk storms kan oorleef. Kind van God, ons as kinders van Jesus is die enigste boom wat sterk storms kan oorleef, want ons het Jesus aan ons kant. Want as jy gaan kyk in die woord van God, Jesus was op die skei
Hy was saam met hulle op die boot. En daar die boot het beweeg. Die boot was op die waters. En die storms het van ander kante afgekom. En hulle het vreesbevange geword. En hulle het opgestaan en hulle het Jesus gaan wakker maak. Want hulle was bevrees oor hierdie storm. Want hierdie storm het hulle amper van hulle boot afgejuk. En hoeveel keer het 'n palmboom tsunamies gekry, maar daardie palmboom het staande gebly. Hoeveel keer, kind van God, het jy 'n tsunami in jou lewe gekry wat jy nie eens van weet nie, maar jy het staande gebly ter wille van Jesus Christus. Ter wille van God wat in jou lewe is. En baie van ons, ek myself het storms beleef. Ek het storms beleef. Vraagtekeninge beleef. En 2025 het gekom. En ek staan nog steeds vir die koninkryk van God. Want ek het gekom op 'n punt in my lewe en ek het gesê, daar is net een woord wat ek glo. En dit is die Gospel of Christ. Daar is geen ander evangelie waarna ek glo nie. Daar is geen ander boek waarin ek glo nie. Ek glo in die boek van Jesus Christus. Daar is geen ander leefstyl wat ek wil uitleef nie. Ek lewe die leefstyl van Jesus Christus. Ek sê dit baie keer, you can love me or you can hate me, maar daar's een ding wat jy moet onthou, dat Bradley sal nooit sy waardes laat neerlê om mense in sy kring te laat toelaat nie. Ek sal nooit my God een kant toe skuif om jou morele waardes te aanvaar nie. Ek sê dit baie, God first and the rest must follow. Ek sê dit baie. Ek sê baie dat Jesus bly nommer 1, jy kan vir my R1 miljoen gee, maar as God nie in die prentjie is nie, kind van God, soek ek niks. Jy kan vir my, as kind van God, jy kan vir my 'n kar van R1 miljoen gee, jy kan vir my 'n huis gee, but if God is not in the picture, I do not want anything. Daar is niks wat ek soek. Want ek soek Jesus. Ek soek Jesus. Ek soek die aangesig van my Vader. Ek gaan vir jou sê die rede hoekom daar geen PST agter my naam is nie. Dit gaan nie vir my oor nie. Dit gaan nie vir my oor die titel van my naam nie. Dit gaan vir my oor Jesus. 'n titel beteken vir my niks nie, maar die gesprek Jesus, die uitleef Jesus, dit beteken vir my iets. Moenie vir my vertel, jy's 'n kind van God nie, ek wil dit sien. Moenie vir my vertel, jy's 'n Christen nie, ek wil dit sien. Moenie vir my, ek wil dit sien. Moenie vir my vertel van jy seën mense nie, ek wil dit sien in jou lewe. Because that is who God is. Dit is wie Jesus is. Want as ek gaan kyk na Jesus se karakter en ek kyk na dit wat Jesus vir Petrus gesê het, toe Jesus vir Petrus gesê het, van God in die woord van Jesus, kom daar 'n plek waar Petrus in Rome was. Petrus was in Rome en Petrus het gehoor hoe die disippels na Petrus toe kom en hulle sê, hulle gaan ons kruisig, hulle gaan ons doodmaak. En Petrus, wat hierdie naby aan God se hart was, het opgestaan en Petrus wou hardloop. Hy wou weg van Rome afgaan, hy wou weggaan van Romeine af, want hy wou teruggaan na sy beloofde land toe. En Petrus kry 'n ontmoeting met die Here.
En Jesus antwoord vir Petrus en Jesus sê vir Petrus hierdie woorde. Petrus, waartoe gaan jy? Petrus sê, maar ek wil huis toe, hulle wil ons doodmaak. En Jesus antwoord vir Petrus en Jesus sê vir Petrus, Petrus. En Petrus word gekruisig. Maar Petrus antwoord daardie mense wat hom kruisig, daardie soldate in Rome, en Petrus sê vir hulle hierdie woorde. I am not worthy to be crucified like my master. Please crucify me upside down. Petrus, die persoon, sê hy wil nie soos sy meester gekruisig word nie, maar hy wil onderste bo gekruisig word. En kom ek sê vir jou wat kind van God vanaand, en hiermee kom ek sê vir jou wat kind van God vanaand, en hiermee gaan ek afsluit. Vaders en ouers, vir 2 jaar, I have experienced prosecution. I have experienced it. And I'm not talking from the world. But from brothers within Christ. Broeders in Christus. Prosecution. Bevraagteken. Want jy sien kind van God, wanneer ons die waarheid beginne praat en die waarheid beginne lewe, raak ons en sissies ongelukkig. En dan begin hulle bevraagteken wat jy lewe. En ek het dit beleef. Ek het dit beleef waar ek aan die einde van 2024 op 'n besluit gekom het in my lewe. En in daardie tyd het die Here gekom en die Here het vir my gesê, my kind, en die Here het na my toe gekom en hy gee my uit die woord van God. In hierdie storm waarin ek is, in hierdie vernedering en seermaking, kom die Here. En die Here maak dit duidelik. En die Here sê vir my, it is not your time to surrender. It is my time to be known within the body of Christ. It is my time for the church of God to be restored and for Christ to be known again in the house of the Lord. En in daardie tydperk staan ek op en ek besef, weer eens, Bradley, dit was jou plan, maar God het die laaste sê in jou lewe. God het die laaste sê in jou huis, maak nie saak hoe groot die kruis is. Want elke huis het sy kruis. But God is the final sayer. God se blou plan bly God se blou plan. God's blueprint stays God's blueprint. Even if the world prosecutes the truth, my God will always have the last say in my life. Al sê wie wat, Jesus het die laaste sê. Gee jou hart vir die Here. Gaan maak reg waar jy fout gemaak het. Repent, child of God. And give your life to God. Vra vir vergifnis by Jesus, nie by mens nie. Want die woord sê 7 maal 70 moet ons vergewe. Maar baie mense wil nie jou vergifnis hoor nie, kind van God. Maar doen dit nog steeds.
Doen dit ten spyte van wat mense van jou dink. Baie mense sê jy is 'n lafaard. Laat hulle dit sê. Maar onthou net een ding. Jy maak klaar met dit. Jy lê dit af. Jy vergeet daarvan en jy beweeg aan. Repent and give your life to Christ. Die Here het vir Nikodemus gesê, jy moet wedergebore word. En hy het gesê, maar hoe kan 'n ou man soos ek weer in my moeder skoot ingaan? En die Here het hom geantwoord. En die Here het vir hom gesê, jy moet wedergebore word. Vanaand kom ek, kind van God, en ek sê, jy moet weer gebore word. Jy moet jou hart vir die Here gee en jy moet aflê met dit wat God oor jou pad gebring het. Surrender, child of God. Surrender and repent to Christ. Kom ons sluit die oë. Dankie Here Jesus, dankie Vader vir u woord. Dankie Vader dat ek weer eens vanaand in u hand kon wees en dat u my weer eens kon gebruik en dat u weer eens Heilige Gees deur my kon vloei sodat dit wat moet gespreek word kan gespreek word. Vader, dankie Here dat niks wat ek vanaand gedoen het kom uit myself uit nie Here, maar dit kom uit Here dit wat u in my lewe neergesit het, dit wat u in my lewe kom implanteer het, Here. Here, ek dankie Vader vir elke boetie en sussie, Here. Here, ek bid vanaand, Here, dat u hulle harte sal kom aanraak, dat u hulle sal kom vervul, dat u hulle sal kom oprig, dat u hulle sal kom optel. Here, dat u sal kom en daardie seer en daardie krake in hulle harte en hulle lewens, Here, sal kom en kom herstel, Here. Here, dat u huisgesinne sal kom herstel. Here, dat u families sal begin, so that you can come and unite them, Father God, and bring them together, Father, so that you can lift them up and take them from glory to glory, from grace to grace, Vader. Vader, ek bid vanaand, Here, dat u teenwoordigheid waarlik in hulle lewe sal begin insing. Here, ek bid vanaand, Here, dat hierdie woord van God 'n bonatuurlike impak sal maak, Here. Here, dat hierdie woord van God, Here, mense sal aanraak, dat mense nie na my sal luister nie, maar dat hulle sal luister dit wat die Heilige Gees vir hulle wil sê, Vader. Vader, ek dank u daarvoor, ek loof u daarvoor, ek gee vir u al die lof en al die eer. Dankie, Here, dat u my bereid maak, Here, om u woord te kan uitdeel, Here, dat u hierdie hongerte wat in my is, Here, hierdie hongerte vir u woord, hierdie hongerte vir u liefde, Here, ek dank u, Here, ek bid vanaand, Here, in elke persoon se lewe, in die naam van Jesus Christus, amen